Suid-Afrika is 'n filiaal van die Sumitomo Chemical Company in Japan en bestaan al 25 jaar. Die besigheid fokus op die ontwikkeling van biologiese asook tradisionele chemiese produkte en is die wêreldleier in die vervaardiging van plantregulante wat gebruik word om produksie te optimaliseer. Filagro SA is verantwoordelik vir die ontwikkeling, registrasie en verspreiding van die produkte in die landbou. Filagro SA fokus hoofsaaklik op tafeldruiwe, sitrus en groentegewasse en versprei die plantgroeiregulante, insekdoders, swamdoders, mietdoders en onkruiddoders hier plaaslik en in Suidelike Afrika. Produkte wat werk van mense wat omgee. Goeiedag, welkom by Pittige Praatjies en ek het saam met my vir Ellen Hughes, die legendariese storieverteller hier uit die Namakwa-land en die Weskus en al die plekke. Ellen, baie welkom hierso. Baie dankie Fanny, dis absoluut lekker. Dis voorreg. Ek sou gedink het na 2 programme gaan jy sê, hoorie, kom ons los hierdie ding. Daarom nie. Maar in elk geval, ek wil net sê eerstens weer eens vir die Snyman broers en hulle ateljee waar ons opneem. Dis ongelooflik indrukwekkend. Hier staan, dit kan julle nou nie sien op die kamera nie, maar hier staan tromme en hier staan klaviere en hier staan basviole en ongelooflike klomp goed rond. Maar dan weet ons, hulle is baie bekwame musikante. Absoluut professional. Wat hulle merk al gemaak het in die Afrikaanse musiekindustrie. So, baie dankie aan die Snyman broers dat ons dit mag gebruik. En dan ook aan ons advertensievernoot of ons advertensieborg, Filagro, wat ons natuurlik gehelp het en ons hierdie program help aanbied en sonder hulle sou dit ook nie moontlik gewees het nie. Maar Ellen, jy het nou gesê jy het 'n affiniteit vir die oorlede Worsie Vissie. Ja. En jy het 'n hele paar stories uit sy tyd uit. Vertel ons bietjie. Ek het Worsie se broer, Michiel, wat vir hom gitaar gespeel. Hy is die stil ene, jy weet. Worsie is die ou wat die meer ekstroverte tipe ou. En maar Michiel vertel hierdie wonderlike storie. Hy sê, daar is Worsie, ek het in 'n vorige episode vertel waar Worsie toe nou sy plaat gemaak het. En teen alle verwagtinge in, begin die plaat verkoop. En Worsie Visser en sy Bosplant Orkes raak 'n huishoudelike naam. En Bosplant vat my hand, speel op die golwe. En Vandag nog. Ja, en daar kom een baie groot, ek gaan nou nie die name noem, baie groot platemaatskappy. Doen die moeite en hulle reële afspraak met Worsie in Vredendal. En hulle kom lê besoek afbring. En nou kyk, Worsie is nie maklik ou gewees. Weet, en hy het die indruk gekry toe hy nou die demootjie, die kassetjies wat destyds die demo tape het, hy het dit nou vir al hierdie groot manne gestuur. En hy het die idee dat hulle die ding het hulle eenvoudig net geïgnoreer en in die drom gegooi. En toe die ouens nou met hom afspraak maak, was Worsie nie dik van die lag, jy weet. En baie mooi vir die ouens dat verstaan dat hy het eintlik niks om vir hulle te sê nie. En hulle begin baie hard werk en bearbei aan Worsie. Op die ouend sê die een ou vir hom, maar meneer Visser, kom, Kaap, kom neem op, net jy. Dan dat ons vir jou hoor, hoe klink het as jy 'n werklike profet met die nuwe tegnologie. Hy sê jy sal nêrens na 'n ander plek toe gaan nie. Ekskuus tog, hy sê bring 2 gaste saam. En daar is Worsie en Michiel en Worsie se pa in die voertuig. Sondagmiddag. Hulle ry Kaap toe, want die verkeer is mos nou liggies op 'n Sondag. Ry tot by die Cape Sun Hotel. Elkeen van hulle word ingeboek in 'n suite. Groot plek, jy weet. Toe hulle nou die aand vir Worsie se pa kom haal by sy suite vir aandete, toe die oom nog nie eens uitgepak het. Maar hulle sê nou, hoekom het pa nie uitgepak nie? Hy sê, nee, maar hier moet mos nog mense kom in hierdie plek. En nou is hulle in hierdie Franse restaurant
in die hotel met hierdie sagte akkordeon musiek, Frans musiek. Matte so dik. Michiel sê daar's 'n ou met so ketting om sy nek. So stywe onderlip. Die ou lyk soos 'n melkbeker sit. Hy sê, en dan praat hy met hierdie swaar Franse aksent. Terwyl hulle nou sit met hierdie spyskaarte wat in Frans is. En jy weet die manne verstaan nie lekker Engels nie, nou moet hulle nog 'n Franse spyskaart. En dan het hy nou hierdie doekie om sy. Dan sê hy, "Are you gentlemen ready to order?" Dan sê hulle, "Wag eers." Werkelijk weer. Een kort is die oude. "Are you gentlemen ready to order?" En eventueel sê Worsie se pa, hy sê, "Worsie, wat is hierdie kaviaar?" Hy sê, "Pa, dit weet ek wat dit is. Dis viseiers." Sê toe daai man weer nader staan met die doeke en die ketting, die sommelier. Sê, "You gentlemen ready to order?" Toe sê Worsie se pa, "Bring vir my 2 viseiers hard gebak asseblief." Ja, jy sien. Dis soos die kulture met mekaar kan maak. Ja. Maar so van kultuur gepraat. Ellen, ek het Piet, dis ook 'n radio-omroeper op so 'n internetstasie. En ek het so 'n program en dis waar die pittig vandaan kom. Pittige allegaartjie roep ek kom. Okay. En daar pleeg ek nou 'n bietjie weens my agtergrond van jare terug in my opleiding in staatsleer of internasionale politiek en so aan. Pleeg ek nou 'n bietjie politieke satire. Maar ons wil nie politiek toe gaan nie, maar wat vir my verskriklik interessant was van hierdie hele ding is die name, die byname wat ons nou in die nuwe politiek gekry het vir mense hierso. Ouens soos wie ek nou nie noodwendig saamstem polities nie, maar sê nou maar argumente. Max de Pre het byvoorbeeld gesê, na aanleiding van die president wat gesê dat hy daai tyd toe die kabinet moes aangestel het, hy sal dit mettertyd doen. Het Max gesê, dan is dit nou Cyril mettertyd Ramaphosa. So, en dan is daar natuurlik die ou wat ongelooflik in die hof vaar, Dali Mpofu. Ja. Ek dink nie hy het al ooit sy lewe 'n saak gewen nie. Ek verstaan nie hoekom mense hom so hier en so betaal, want hy wen nooit nie, maar in geval Dali never won a case before Mpofu. En dan natuurlik lank terug in die COVID tyd ons natuurlik vir die oorspronklike kopdoek gehad voor Piet Krouker om die ding kom steel het. Was natuurlik Nkosazana Dlamini Zuma, sy het mos die tannie kopdoek gewees, maar ook tannie Hoender. Onthou jy nog die Hoender episode? Mag nie gaar hoender gekoop het nie, ja. En dan in daai selfde tyd was daar die minister van handel Ephraim Patel. Wat natuurlik vir ons gesê het ons T-hemde moes dra, Ephraim T-hem Patel of T-shirt sal dalk net baie beter werk. So dis 'n paar van die goed wat ek nou so opgetel het. Ons ken natuurlik almal Jacob Storkop, Zuma en al die goeie gewone, maar dis nou 'n paar wat vir my so effe anders is wat ons gesien het. So dis interessant. En dis natuurlik so eie aan ons Afrikaans sprekers. Ek weet nie dit is ek het aanvanklik gedog my kinderdae omdat ek uit Namakoland uitkom dit is 'n Namakolandse verskynsel. Totdat ek in die Swartland kom. Daar het elke ou gewoonlik vernoem jy die ou na sy plaas. En jy weet in Porterville se omgewing is weet nie hoeveel Willem van der Merwes. En hulle is almal na hulle plase vernoem. Jy weet is Willem so en so Fontein of wat ook al. En terwyl jy nou praat oor die byname, dis eintlik 'n oeroue ding, jy weet ons kom kyk nou die destydse minister van vervoer het bekend gestaan as Ben Wiele. Ben Wiele, dis korrek. So het ons aangegaan, Piet Koornhof is Piet Ore. Ja, Piet Ore is reg, dis reg, onthou dit. En so het ons aangegaan, daar was ek hoor nooit die mooiste storie. Die oom, as hy homself voorstel, dan stel hy hom voor as Slim Willem. Maar die mense verwys nie na hom as Slim Willem nie. Hulle verwys na hom as Skelm Willem. Die boer daar van Veldrif af oos teen die Bergrivier se kant uit. En ek gaan nou nie die oom se regte naam sê nie, want dan het ons nou dalk hier 'n saakie teen ons van Krim en Jorie. Maar hy het my die storie vertel, hy sê die oom is 'n baie wettige oom. Hy is 'n man wat 'n kans vat as hy dit kan kry van daar dan nou sy eie benoeming van Slim Willem. Die ander
Hy sê die oom het daar 'n klip skeur, so van die rivier af weg. Daar het die oom 'n heng so groot ketel. En daar stook hy al wat 'n mampoer is in 'n blitsie in 'n ding. En moenie dink hy stook dit vir eie gebruik nie. Dit word vir kwans. Ja. En Mens moet hom 'n geldjie maak. yes, en as die harders, jy weet van Laaiplek se kant af teen die rivier oploop 'n bietjie, dan sal die oom nou maar sy quota loop al. Ja. Jy weet dit is mos nou alhoewel hy nou nie soos die manne sê hy het 'n plaatjie. Ja. En dan wat as die krewe by Elandsbaai uitloop, hy is van die eerste ouens wat baie vinnig sy opwagting daar maak en daai kreef word baie sekuur versprei, jy weet, deur die handel. En maar wat vir my die snaakste is, die oom het net een nommerplaat vir al sy voertuie. Hy sê want jy ry mos net met een voertuig op beslag. So sy trekker, sy waans, alles dieselfde nommerplaat met dieselfde skyfie wat hy so oor en weer plak, jy weet. En toe vertel die ou nou, hy sê landbou tegniese dienste kom lê besoek af by die oom, maar hulle het nou nie afspraak voor die tyd gemaak. En die beampte van landbou tegniese dienste stel nou maar sy nie aangestelde baas, bestuurder aan die boere voor. En hy stop op die oom se werf en hier kom die oom uitgestap en hy sê, meneer van der Merwe, ek wil hom nog net gou vir jou voorstel aan my baas. This is Mrs. Telly. En hy dog daai van is vir hom nou baie bekend. Ja. En sy klim uit en sy gee die oom voorhand en sy sê, good day, Mr. van der Merwe. How do you do? Hy oom sê, how do I do what? Ja, jy sien, daar kom die Engels weer deur. Dis die ou suspicious. Natuurlijk. Hoorie, maar die ander ding is so van byname gepraat. Ek self kom uit 'n stad uit en selfs daar, Ja. ek weet, Nico Nel het nou eendag my gesê, sê ek vir my, ek het daarom 'n sin vir humor, sê nie ou wat van Pretoria af kom kan nie 'n sin vir humor hê. Maar in elk geval, selfs uit 'n groot stadskool uit het ons het 'n twee redelike lang onderwysers gehad. Een se naam was John Williams, Yes. wat vir die Springbokke slot gespeel het daai Ja, tyd. ja. Hy was vir 'n jaar by ons voor hy tikstoors. En 'n ander ou is 'n kan nie sy van onthou nie, maar ons het hom genoem Paul. Ja. Omdat hy so lank is. Lang maar. Ja, lank so Ja. Paul. En dan my vrou kom van 'n klein dorpie op in die Vrystaat, Philippolis, dat niemand eintlik al van weet nie, behalwe Philippolis self. Ja. Want hoe weet jy iemand kom van Philippolis af? Hulle sê vir jou. Ja. Maar in elk geval daar het hulle een van hulle skoolhoofde was Botterkanon. Botterkanon. Ek weet nie hoe dit duiwel hulle op die naam afkom. Daar's sekerlik 'n verduideliking Dit vir word interessant. Dit sal 'n baie interessante een wees. So, byname en Afrikaans is deel van dit. En die ander ding, ek weet op my program sê ek ook altyd dat op die radioprogram sê ek ook altyd dat ons Afrikaners, jy kan die slegste saak of wat ook al daarvan maak. Ons sal altyd grap daaroor maak. Daar sal altyd humor aan gesit word. Alles is 'n doelsaak, Afrikaners sal dit met humor verwerk. En dis nogals baie waar en ek dink baie van die byname kom hiervan af. Yes, byname. Daar's 'n in Namakwa ons het vroeër gesê wonderlik hulle. 'n Party van die bynames wat hulle sê is weghardloop byname. Ja. Jy mag nie in die persoon se voor die persoon die bynaam noem. En ja. Daar was 'n oom gewees met die bynaam van oom Jan Mol. En die oom het niks daarvan gehou nie. En toe het hy in die burger gelaat skryf, weet, dat as iemand hom as Mol sou aanspreek, of na hom verwys as Mol, en dit geld ook vir sy kinders en kleinkinders, want hulle is nou die molletjies in die, jy weet. Ja. Hy sê dit geld daarvoor. Dan gaan hy die besaak van naamsken. Nou sê die ou het by die storie, hy sê, Ellen, nou weet jy wat noem ons die oom nou? Hy sê oom Jan Diertjie onder die grond. Ja, wel.
Die doel middel die heilig. Ja. Die middel heilig die doel. Ek het hom Yes. verkeerd omgehad, ja. OK, het ons nog 'n storie of is ons klaar vir nou? Ek dink ons is klaar vandag. Ons moet hom net vir ons borge nog weer. Ja, ons moet dan net weer sê Villa Grow Yes. Suid-Afrika wat ons goedgunstiglik borg. En ons sê baie dankie aan julle die bestuurende direkteur is Henk van der Westhuizen. Baie dankie Henk daarvoor. En dan natuurlik weer eens vir die Snyman broers vir die fasiliteit Yes. wat ons kan gebruik en dit is 'n pragtige fasiliteit Yes. soos ek nou al gesê het en so. En Ellen vir jou. Ek weet dis wonderlik om saam met so net 'n so plesier. gesogte man in die storie vertel bedryf te kan gesels. En dat jy jou weg oop sien om daarom saam met my op hierdie program te kom. Baie dankie. Dis net 'n plesier. En aan jou liewe luisteraar sê ek vir jou baie dankie dat jy ingeskakel het en ek groet jou. Baie dankie aan ons advertensievennote Villa Grow. Hier vir die appelboere, produkte wat werk van mense wat omgee. Vir meer inligting oor die produk, besoek gerus www.villagrow.co.za. Produkte wat werk van mense wat omgee.